Daardie onophoudelike siklus van offers in die Ou Testament het die mensdom se diepste behoefte aan versoening blootgelê, maar kon dit nooit volkome bevredig nie. In hierdie konteks van onvolmaakte offers het God sy volmaakte plan ontvou. In Hebreërs 10 vers 5 verklaar die skrywer: dit is nie diereoffers en graanoffers wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Hierdie woorde dui op die radikale verskywing van diereoffers na die offer van Jesus se eie liggaam. Jesus Christus, skryf Petrus, is die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. 1 Petrus 3 vers 18 tot 20. Hy is die volmaakte offer wat reeds voor die skepping van die wêreld hiervoor bestem was. Sy koms was die hoogtepunt van God se ewige plan om sy kinders deur hom af te sonder, om heilig en onberispelik voor hom te wees. Efesiërs 1 vers 4 en 5. Hierdie goddelike bestemming onderstreep die uniekheid en finaliteit van Jesus se offer. Jy onthou seker ook, dit was Johannes die Doper wat Jesus eerste so genoem het. In Johannes 1 vers 29 lees ons: die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Die kern van die Nuwe Testamentiese boodskap, veral in Hebreërs 10 vers 10 tot 14, is die konsep van God se genadige verlossing eens en vir altyd. Waar Ou Testamentiese priesters dag vir dag dieselfde offers moes bring, wat nooit sondes kon wegneem nie, het Jesus Christus een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Die woorde en die gedagte van eens en vir altyd word 9 keer in Hebreërs herhaal, wat die finaliteit en volkome doeltreffendheid van Jesus se offer beklemtoon. Deur hierdie enkele volmaakte offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Hebreërs 10 vers 14. Dit beteken dat die swaar juk van die wet, die konstante skuldgevoel en die eindelose siklus van offers finaal verbreek is. Jesus se offer was nie net voldoende nie, dit was oorvloedig. Dit het die kloof tussen God en mens eens en vir altyd oorbrug. Ons hoef nie meer te probeer om onsself deur ons eie pogings of rituele te reinig nie. Jesus het dit reeds vir ons gedoen. Hierdie waarheid is die fondasie van ons geloof en die bron van ons volkome vryheid in Christus. Het jy al Hebreërs 10 vers 14 in jou eie Bybel onderstreep en God daarvoor gedank? Besef jy regtig die volle omvang en die impak van hierdie waarheid, dat Jesus Christus se offer eens en vir altyd ook vir jou was? Maar het jy ook al besef dat presies dieselfde genade wat hy vir my en jou gee, ook gegee is vir jou bure en jou kollegas by die werk en vir almal in ons land en selfs vir daardie weirdo aan die ander kant van die rivier of die spoorlyn en ja, selfs ook die een aan die ander kant van die aardbol? Kom ons bid saam. Here Jesus, met my hele lewe wil ek U loof en dank en U dien vir hierdie waarheid, dat U eens en vir altyd die skuld betaal het, U self as 'n offer gebring het, en met daardie volmaakte offer vir ewig en altyd vrede tussen ons en God bewerk het. Dankie vir hierdie belofte, hierdie waarheid, dat elkeen van ons vir altyd volkome van sonde vrygemaak is. Ons loof en prys U daarvoor. Amen.